Goeiedag, Lukas 24 vers 50 tot 53. En hy het hulle uitgelei tot by Betanië, en hy het sy hande opgehef en hulle geseën, en terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid, het na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Amen. Die betekenis en belangrikheid van hemelvaart kan nie onderskat word nie. Hemelvaartdag verwys na die viering van ons Messias se hemelvaart aan die einde van sy lewe op aarde. Op hemelvaart word hy in die hemel opgeneem om sy plek aan die regterhand van God in te neem. Hierdie viering vandag is in my siening die tweede belangrikste gebeurtenis in die lewe van die Messias. Eerst het hy gesterf vir ons sondes. En tweedens word hy opgeneem in die hemel, waar hy gaan intree vir elkeen van ons. En daarom is ek ewig ontsteld, omdat vandag nie meer 'n verpligte Christelike vakansiedag is nie. Want die wêreld wil ons dwing om te vergeet dat hierdie dag 'n belangrike dag is. Mense gaan werk toe, skole is oop, kinders moet skool toe gaan, maar dankie tog dat daar skole is wat steeds dienste hou by die skool. Kerke wat vanaand dienste hou, en ek hoop en bid, hulle gaan almal vol wees. En ek is dankbaar vir mense wat nog steeds hemelvaart boodskappe aanstuur. 'n Regering kan sy bes doen om God te ondermyn, maar God bly in beheer. Hemelvaartdag is die weeskind onder die Christelike feesdae. En wanneer ons dit vergelyk met Kersfees, sien ons dat maande voor Kersfees kondig die winkelvensters reeds die koms van Kersfees aan. Die mense begin mal raak, want dit is geskenke koop en koekbak van vroeg tot laat. Opmaak van kersbome, en deesdae word selfs tuine versier wat Kersfees se idee uitbeeld, en meestal die wêreldse idee wat redelik verskil van die Christelike idee. Die wêreld met sy geldsug het onder andere deur sentimentaliteit die geleentheid van Kersfees aangegryp. Dit het kommersieel geraak. Hemelvaart bied nie aan die wêreld 'n geleentheid om van die dag 'n feesdag of 'n fanfare te maak nie. Hemelvaart is eintlik net 'n Christelike fees. Die wêreld trek geen voordeel uit hemelvaart nie. En as Christene moet iets van hemelvaart gemaak word. Tydens die Kerstyd herdenk ons die koms van Christus. Tydens die Paastyd word Jesus se dood en opstanding gevier, en nou word sy hemelvaart herdenk. Maar ons weet ook dat hy weer sal kom, net hy weggegaan het. Soos dit staan in Handelinge 1 vers 10 tot 11. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle wat sê: Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Ons is hierdie verseker dat hy weer kom, net hy weggegaan het met die wolke. Hemelvaart is 'n afskeidsfees, die einde van 'n tydperk, die einde van Jesus se tyd as mens en die begin van sy tyd om aan die regterhand van sy Vader te gaan sit. Maar hemelvaart is ook 'n begin. Alhoewel Jesus die aarde verlaat het, is daar die stigting van sy gemeente, sy eklesia, wat gebou word deur die apostels en ook so deur ons. Dit is dus ook die begin van 'n tydperk. Hemelvaart se afskeid en 'n begin. In die afskeid kyk ons, hier staan Jesus met sy disippels op die Olyfberg. Dalk dink hy aan sy geboorte, soos toe die engele gesing het: eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde en die mense 'n welbehae. Wie weet wat hy gedink het op daardie tydstip. Soveel herinneringe kon deur sy gedagtes speel, soos die roep van sy disippels, die vermeerdering van die brode, die gesond maak van die siekes, die opwek van Lazarus uit die dood. Dalk hoor hy nog die gouverneur vra, soos in Matteus 27 vers 21, wie van die 2 wil julle hê? Moet ek vir julle loslaat? En hulle antwoord, Barabbas. Daarna die dra van die kruis langs die Villa Rosa, die 2 rowers weerskante van hom. Daarna die opstanding. En nou staan hy hier gereed om te gaan, sy 11 disippels hier by hom. En nou gaan hulle hom sien opvaar na die hemel en kan hulle aan die wêreld gaan getuig dat hy opgevaar het. Die hemelvaart sal ons eers ken en verstaan wanneer ons self opvaar na die hemel.
Ons weet maar net dat 'n wolk hom voor hulle oë weggeneem het. Die disippels moes gewonder het, wat gebeur nou hier? Toe hulle hom agterna kyk soos hy weggaan van hulle af. 'n Onsigbare hand het die Messias voor hulle oë weggeneem. Die afskeid sonder 'n traan, inteendeel, hulle het hom aanbid vol blydskap. Die hemelvaart is ook 'n begin. Lukas sê, en terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. Hierdie seën het vir hulle gewys dat al gaan hy weg, hy nie ophou om hulle te seën nie. Die hemelvaart is die begin van God se oorwinningstog deur die wêreld. Die kerk word gestig en die blye boodskap die wêreld ingedra. God roep vir hom dienaars, apostels, leraars, ouderlinge, diakens, mense soos ek en jy om die wye wêreld in te gaan, om mense te oortuig van die ware evangelie, dat daar redding is. Waarvan moet jy afstand doen? Afskeid neem. Wat staan in jou pad? Maar wat verhinder jou om geestelik te groei? Die mense met hom staan in verwondering oor hoe hy opgevaar het. Onthou, hy moes gaan sodat die Trooster, die Heilige Gees kon kom, en daarom vra die Heilige Gees ons, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Kyk rondom jou. Kyk na hierdie wêreld wat besig is om al hoe meer afvallig te word en verlore te gaan. Moedelose en hopelose mense. Die hemelvaart roep ons tot aksie. Gaan uit in hierdie wêreld en sit die goeie werk voort wat hy begin het. Saai, plant, verkondig, maak mense disippels. Bring hoop. Hy kom weer. Bly getrou en bly besig met die Here van die dinge en nie die dinge van die Here. En wanneer hy weer kom, moet hy ons kry besig met werk onder ons mense. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie Vader, dat ons weet, dat ons Messias sit aan die regterhand. Here, ons vra dat U ons sal toerus om ander mense te lei na U toe, sodat wanneer U ons kom haal, ons almal reg sal wees om U tegemoet te stap. Seën elkeen wat hier luister in Jesus naam. Amen.